Ons gaan vra dat u vir 'n oomblik die oë sluit en dan gaan ons net heerlik saam bid. Dierbare Here Jesus, dankie vir u liefde, dankie vir u genade, dankie vir u getrouheid, dankie vir u grootheid. Here, ons wil in hierdie môre u kom vereer. En Here, wanneer ons nou gaan sing ons tot u eer. En ons wil vra, Here, dat u hierdie lofsang sal neem tot u verheerliking. Dankie vir die voorregte wat ons het om u naam te mag groot word verheerlik deur dit wat ons doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing heerlik saam tot eer van die Here. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste woord. Ek behoort nou aan Jesus, niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste woord. Die doop is die seël van die Heilige Gees, my 'n kind van God, die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort nou aan Jesus, niks sal my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort nou aan Jesus, niks sal my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Hy leef, hy leef, hy leef in my hart. My Jesus leef vandag, hy leef in my hart. Hy leef, hy leef, hy leef in my hart. My Jesus leef vandag. Sing halleluja, sing halleluja, my Jesus leef, hy leef in my hart. Sing halleluja, sing halleluja, my Jesus leef vandag. Hy leef, hy leef, hy leef in my hart. My Jesus leef vandag, hy leef in my hart. Hy leef, hy leef, hy leef in my hart. My Jesus leef vandag. Sing halleluja, sing halleluja, my Jesus leef, hy leef in my hart. Sing halleluja, sing halleluja, my Jesus leef vandag. Hy leef, hy leef, hy leef in my hart. My Jesus leef vandag, hy leef in my hart. Hy leef, hy leef, hy leef in my hart. My Jesus leef vandag. Sing halleluja, sing halleluja, my Jesus leef, hy leef in my hart. Sing halleluja, sing halleluja, my Jesus leef vandag. Sing halleluja, sing halleluja, my Jesus leef, hy leef in my hart. Sing halleluja, sing halleluja, my Jesus leef vandag.
Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons die heerlikheid kan verwoord, die lof besing met 'n aardse stem. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer, eer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Woord uit woord, lig uit lig, kom as mens op aarde, bo begrip en bo verstand, is die grootheid Heer. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer, eer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer, eer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Kom ons staan saam. Kan die sitplekke inneem, vriende, baie dankie vir u teenwoordigheid. Ek wil vir al ons besoekers ook vandag sê baie welkom. Ons glo en vertrou dat u dit ook saam met ons baie gaan geniet. Nou ja, vriende, ek wil vir u noem, net na die erediens gaan daar lekker koffie en tee wees en ook ietsie cool om te drink net in die saal hier langsang. Ons wil julle almal uitnooi vir dit en as al besoekers is wat so 'n bietjie met ons wil gesels, dan is u ook welkom om hier voor by die tafel op mekaar te kom. Daar's so 'n lokaas, 'n geskenkpakkie vir u wat u kan kom haal ook, en dan as ons sien nie is baie skaam, sal ons om op 'n ander geleentheid vir u ook uitdeel, maar ons gaan hier nie vorentoe roep natuurlik nie. Nou ja, vriende, wat ek ook dan net wil noem, net 'n paar basiese afkondigings wat ek vir u wil gee. Die kerkraad het vir my gesê, as Ali dit doen, dan doen dit 2 minute, en as ek dit doen, is dit 10 minute, nou ek gaan vandag dit nou 2 minute ook probeer doen. So wat ek vinnig vir u wil noem, en dis die belangrikste natuurlik, vanaand om 6 uur is daar 'n erediens vir u. Ons spesiale prediker het ingevoer uit Bloemfontein uit, en hy gaan vir ons die woord kom bedien vanaand. Dan natuurlik, as die Here dit toelaat en die koms het nog nie plaasgevind nie, en Dominee se gesondheid laat dit toe, dan behoort hy môre aand ook hier te wees, en Dinsdag aand en Woensdag aand. So ons het 5 boodskappe wat vir u kom rondom hierdie tema, en ons wil u elkeen hartlik uitnooi om dit mee te maak. Dan wil ons ook net aan u noem, dat ons u gaan geestelike voedsel gee, maar ons gaan die EG tradisie voortsit. Eet genoeg, eet graag, eet gereeld. Ons gaan vanaand na die erediens dieselfde doen. Ons gaan vir u so ietsie gee om saam te eet, en ons gaan môre aand vir u, ek dink môre aand, ek wil dit nie vooruitloop nie, maar as curry en rys, en ek dink Dinsdag aand is dalk 'n boereworsrol, en ek vermoed daar kan dalk Woensdag aand lasagne wees. Nou, ek wil net sien al die bachelors en al die, wie is nou baie honger, wie het hulle hele week se spyskaart nou net verander. So dit gaan gebeur, en dan die enigste nadeel van al hierdie 5 preke wat ons hierdie week ontvang, omdat hierdie geestelike waarde het, gaan ons een deel van moet afstel. Daar gaan geen Bybelstudie wees hierdie week nie. Dis nie te sê jy hoef nie by die huis te lees nie,
Dit sê net, ons gaan nie woensdagoggend 10:00 hier saam lees nie, en ons gaan woensdag aand iets anders lees. So ons wil jy net uitnooi vir dit ook, en dan onthou nou net, dis om 6. En as jy 'n bietjie vroeër hier is, dan kan jy vroeër eet. En as jy 'n bietjie later hier is, dan kan jy 'n bietjie later eet. Dis dan voor die diens of na die diens, hang af hoe die tye lyk. Nou vriende, dis die grootste en die belangrikste deel van al die afkondigings. Ek gaan geen verdere afkondigings sê nie. Meeste van u kan almal op die bord lees, en dit wat u nie kan lees nie, gaan ons op die blaadjie vir u uitdeel. Nou ja vriende, ons gaan dan nou 'n geleentheid gee vir die opneem van die offergawes, die kollekte en tiende, en dan gaan ons ook ons volgende lied as ons openingslied sing. Maar voor ons dit doen, wil ek net vir Dominee Wimpie Raad sê, baie welkom by ons. Ons ken mekaar al 'n redelike tydjie. Hy's my dominee en ek was sy dominee op 'n stadium. En toe ek nou baie jonk in die bediening was, het hierdie dominee my onder sy vlerk ingeneem en menigte ure aan my spandeer. En ek ken hom nou baie goed en ons het intussen vriende geword. En dankie dominee dat jy ook ingewillig het om vir ons hier te kom bedien vandag. So ek was aan Hartbeespoort gewees vir menigte jare en daar het hy gekyk hoe ek gevorm het. Ek dink hy het 'n deel dalk gehad in die vorming. So enige klagtes kan hy net na die diens daarna op dan na sy kant toe vat. Moet glad nie daaroor bekommer nie, hy sal dit hanteer. So ja vriende, kom ons maak die Here se naam groot en dominee weer eens baie dankie en spreek soos die Here op die hart gelê het. En dit is Sondagoggend die eerste diens van die bloedreeks. Wil ek net vir hom ook herinner. Nou ja vriende, kom ons sing hierdie volgende lied lekker saam. Heer, baie dankie vir die geleentheid om u weer eens as ons Vader, as Seun en as Heilige Gees ook te eer met ons offergawes en ons tiendes. Here, maar soos ons nou ook gesing het, mag ons hele lewe vir u 'n offer wees. Here, mag ons nie net ons offergawes na die skatkis bring nie, maar mag ons hele lewe werklike offer wees. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus alleen.
Amen. Hartlike goeiemôre. Ons is baie dankbaar om saam met julle hier te wees by hierdie geleentheid en vir hierdie paar dae wat voor lê. En ons vertrou dat die Here sy wonderlike woord vir ons sal kom oopbreek, sal kom duidelik maak en dat ons onsself sal sien soos hy ons sien. En mag die Here ook vir ons daarin toerus. So voordat ons nou voortgaan wil ek ook dankie sê vir die geleentheid om saam met u te kan deel. En saam met dit hoor ek nou hulle is hier op een of ander tydskedule, maar ek wil net vir julle sê, dit is nog nie my sterkpunt nie. So, ons gaan aan tot ons klaar is. Ek sal my best probeer om die aandag te hou met die slideshows en al die goedjies. So vanmorgen gaan ek julle oorlaai met 'n klomp teksverse. Ek gaan soos 'n reisies hoender deur hulle hardloop. En van vanaand af beweeg ons nou oor na die praktiese deel toe. Rondom die bloed. Wat sê die medisyne? Wat sê die Bybel? Hoe gaan ek en jy dit toepas in ons lewe? So, dis wat ons van vanaand af deurwerk. Maar ons moet eers vanmôre 'n bietjie fondasie lê. En ons moet net eers op dieselfde bladsy kom en dieselfde platform gereed hê, sodat ons daarvan af kan werk. So van vanaand af gaan ek baie prentjies gebruik. En daarom is dit belangrik en ek is baie dankbaar vir die tegnologie wat hier is en vir julle moeite om mooi up-to-date te wees met goeie gehalte. So, nou moet ek net probeer om daarby aan te pas. So, ek hoop somewhere along the line gaan my aflewering en stemtoon en pas by dit ook. Maar dit gaan dit vir ons baie makliker maak, al is dit lang sessies, behoort dit vir julle bindend te wees en gou verby te gaan. Hierdie reeks het ek verlede jaar by Lofdal konferensie daar in die noorde het ek hierdie reeks daar gehou en intussen het daar nou redelik tyd nou verby gegaan en dit was vir my aangenaam om weer hier deur te werk en weer te pyns en weer te dink en ek vertrou dat dit ook vir julle so verkokend en wonderlik sal wees. Kom ons gaan net so sit en dan buig ons voor die Here. Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees in hierdie oggend. Amen. Ek gaan u nooi om saam met my te blaai en ek gaan dit op die skerm sit terwille van die wat inskakel en ek wil ook vir die wat inskakel baie welkom sê. Wyd en suid, ons sal nooit weet hoe ver die woord uitgaan nie en die wat vandag inskakel en die wat later gaan inskakel, mag dit ook vir julle aangenaam en geseënd sal wees. En terwille van die wat inskakel, het ek al die skrifgedeeltes ook op die skerm, sodat dit net vir hulle makliker kan wees, dan kan hulle sommer op hulle skerm lees. Nie almal het op daai tydstip 'n Bybel byderhand nie, maar vir julle wat nou 'n Bybel byderhand het, ons gaan saam lees in Romeine 3 vers 23 tot 25. Net daai 3 versies gaan ons lees en daarna gaan ons net weer 'n gebed doen. Want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Kom ons sit net so en dan bid ons 'n oomblik saam.
Here, ons eer U en ons aanbid U vir hierdie kosbare voorreg om nou met hierdie bloedvergrootglas deur U woord te beweeg. Ek bid vir hierdie oggend vir helderheid van verstand. Ek bid dat ek nie te haastig oor dit sal hardloop ter wille van die tyd nie. Ek bid vir 'n helderheid, 'n begrip, 'n wysheid vir my en vir elke hoorder, elkeen wat inskakel, en dat hierdie woord inslag sal vind. Dankie vir die tegnologie. Dankie dat ons nou na die tyd weer hierna kan kyk en weer na hierdie skrif kan kyk en dit kan inwerk in tyd met U woord. Dan sal U dit ryklik kom seën. Terwyl ons nou die woord gaan bedien, bid ons nou met vrymoedigheid. Spreek, Here. U diensknegt en U diensmaagd luister. Amen. Wanneer ons met mekaar deel uit die woord van die Here, wil ek graag vanmôre met U deel oor daardie tema, waarom bloed? Jy sien, alles draai om bloed. Waarom is bloed so belangrik? Waarom is bloed vir God so belangrik? As ons terug beweeg in die geskiedenis, hierdie oukie se handbreek moet optrek, baie vinnig. Julle is voorbereid op die ergste, as dit gebeur, dan weet julle wat gebeur. Kom ons gaan al. Sorry, maar ek kan nou nie so stil staan nie. Maar in 'n geval. Oké, ek sal hand agter die rug, kom ons draai hem so. We zijn nou ver genoeg weg hiervoor. Het ek genoeg speelplek. Net just in case. Dat ek nog 'n bietjie terugkom. Waarom het al die offers met bloed gepaard gegaan en al die offers het 2000 jaar vooruit geprepaid? En hier kom hierdie volmaakte offer van Christus met sy bloed. En nou kyk ons al vir 2000 jaar terug na daardie bloed. En ons kyk na die toekoms met hierdie wonderlike verwagting van hierdie kruisbloed van Jesus wat tot in ewigheid krag gaan dra. Die vraag is, waarom bloed? Wat is daar in bloed wat dit so belangrik maak? Dit is nie net in die Christendom nie. Selfs buite die Christendom soek almal bloed. Of dit afgodedienaars is, of dit die okkulte is, of dit tradisie is, of dit enige ander vorm van 'n offerhande is, of dit tussen twee mense is. Waarom soek almal bloed? Hoekom speel bloed so 'n groot rol? Kom ons gaan net 'n bietjie na bloed toe in die Bybel, want dis mos nou ons vertrekpunt. Waarom het God met Kain en Abel se offer bloed gesoek? Waarom het die Here vir Kain gesê, die bloed van jou broer roep van die aarde af? Waarom? Toe hy Noag uit die ark uitkom, het bloed gevloei vir daardie offer. Waarom het die 10 pla nommer 1 met bloed begin, nommer 10 met bloed afgesluit? En so kan ons aangaan en aangaan, of dit nou die besnydenis was, en of dit nou bloedverbonde was, en of dit watter vorm van offerhandes was. Daar was bloed betrokke.
En bloed was uiters belangrik. Nou ek gaan vir julle baie skrifgedeeltes gee, dis op die skerm. So jy kan na die tyd, kan jy daarna gaan kyk. Ek gaan hulle nie allemaal lees nie, ek gaan die highlights uithaal. Maar kom ons gaan net so vinnig, omdat julle die ou dae, die advertensie van die geel bladsy het ons nog telefoonboeke geopereid het, né? Hy mannetjie wat so gehardloop het oor die geel bladsy en dan soek hy 'n plek en 'n nommer. So ons gaan nou vanmôre daai ene trek, né? Dan ons hardloop nou so deur die Bybel teksverse en ons soek al daai bloed teksverse. Nie almal nie, maar 'n klompie van hulle. En dis wat ons nou bietjie gaan deurwerk. So ek wil dit graag met jou deel. So kom ons kyk net so bietjie na al hierdie teksverse oor bloed, 'n klompie van hulle ten minste. Ek gaan nie daai gedeeltes al die plekke lees nie, maar ons lees daar in Eksodus 24 vers 6 tot 8. Dat Moses moes die bloed geneem het in die komme en hy het dit gegooi teen die altaar. En dan gaan ons 'n bietjie verder aan en hierdie ene is vir julle vrouens. Dan lees ons daar verder uit die bloed van die boek van die verbond geneem en hy het vir die volk gelees. En alles wat die Here gespreek het sal ons doen en daarna luister. Toe neem Moses die bloed en hy gooi dit uit op die volk. En hy sê dit is die bloed van die verbond wat met die Here met julle sal sluit op die grond van al die woord is nou wat daar uit is. Hy het hierdie bloed oor die volk gegooi. Julle vrouens, wat sal julle nou sê as julle nou daar met julle mooi moet staan en julle sal nou vandag hier staan en ek het nou hier 'n spul bloed en ek val hom so en ek gooi hom op al daai brandklere van julle en oule ouma se klere en wat nog tot en tot. Julle gaan nou nie baie beïndruk daarmee wees nie. Maar dis die erns wat die bloed vir hulle gehaat het. Ons lees ander gedeeltes daaroor, daar kom hy woorde nou in. Ons lees daar in Eksodus 29 vers 12, dat hy die bloed moet neem en hy moet het met sy vinger aan die horings van die altaar stryk, die ooriges moet hy op die grond gooi. Vers 16, dieselfde storie, ek sê dit net hier op, dat julle dit kan hê, as julle agterna daarna gaan kyk. Vers 20, moes hy die lam slag, en hy moes die bloed neem, regter oorlel, regter duim, regter toon, daar gaat jy. En so kan ons die erns hiervan sien. Vers 21, weer eens dieselfde storie. Hulle moes ook hierdie bloed sprinkel op Aaron en sy seuns en almal se klere, om hulle met hierdie bloed te heilig. Daar is 'n baie dieper betekenis in bloed, wat hulle gesnap het, wat hulle geken het in hulle konteks, in hulle milieu, wat vir my en vir jou nie noodwendig dieselfde waarde het op die vlak wat dit vir hulle gehad het nie. En dit bring ons by hierdie punt uit, Hebreërs 9 vers 22, sê die Here, byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. Sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. So dit was die kruks van die saak. Sonder bloedvergieting geen vergifnis nie. As nie 'n manier nie. Dis die erns daarvan. En in hierdie erns moet daar tog iets dieper wees, wat ek en jy moet ontdek, en wat ons in hierdie week tyd mee gaan spandeer. En het mag dalk vir jou baie meer waarde inhou uiteindelik as wat jy gedink het. Hierdie bloed het vir hulle waarde gehad. Maar kom ons gaan net so bietjie na hierdie offerlam toe wat geslag is. En dan sien jy dit wat daar gebeur het, ook die erns van bloed. Let op hierdie woorde van Judas. Hy het gesê, ek het gesondig deur onskuldige bloed
te verraai. Ek het onskuldige bloed verraai. Pilatus het gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man. Die volk wat daar gestaan het, het uitgeroep, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Hulle het 'n dieper betekenis aan hierdie bloed gekoppel. Die Here Jesus het met die laaste avondmaal, toe hy die nagmaal ingestel het hy met sy disippels gaan sit in Matteus 26 en hy het vir hulle verduidelik van die bloed en die brood en sy liggaam. En hy het vir hulle verduidelik, môre gaan hierdie bloed vloei, gaan hierdie bloed geoffer word. En daarom lees ons van hierdie eerste lied wat ons gaan sing in die hemel, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U het ons met U bloed gekoop. Let op hoe beskryf Hebreërs dit vir ons. Hebreërs 9:12 praat van, hy het dit met sy eie bloed gedoen. Vers 14 praat van die bloed van Christus, het hy homself gegee en hom sonder smet geoffer. Hebreërs 10 vers 19 en 20, weer eens die bloed van Jesus. Dit bring my en jou terug na ons vraag toe. Waarom bloed? Waarom is bloed vir hom so belangrik? Kom ons gaan na die begin toe. Met die skepping het God alles met 'n woord geskape. Hy het 'n woord gespreek en dit was so. Hy het 'n woord gespreek en al die diere is geskape. Hy het 'n woord gespreek en die visse is geskape. Hy het 'n woord gespreek, die voëls was daar en almal het gefunksioneer. Maar met die mens was dit anderste. As baie meer tyd spandeer met die mens. En al het hy 'n woord gespreek en Adam is daar, het hy na Adam die vrou gemaak. En terwille van julle vrouens, die volgende dag het hy gerus. Maar in elk geval, kom ons fokus net 'n bietjie. Kom net terug. In Handelinge 17 lees ons uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om op die aarde te woon. Uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak. Ons lees in Maleagi 2 vers 15 dat hy een mens gemaak het alhoewel hy gees oorgehad het. Met ander woorde het iets gebeur. Toe God die mens gemaak het, was daar 'n baie belangrike ding wat daar gebeur het. Hy het 'n woord gespreek en hy het vir Adam uit stof uitgemaak en natuurlik vir Eva, laat ek net weer opkom vir die vrouens, uit 'n netjies skoon ribbebeen. Die badwater verduidelik die verskil tussen die twee geslagte. Maar toe hy die mens gemaak het,
lees ons hierdie belangrike element. En ek wil eers vir jou 'n ander vers gee. Waarom is bloed so belangrik voor ek teruggaan na die skepping toe? Levitikus 17:11 sê, die siel van die vlees is in die bloed, en daar's klomp ander teksverse wat dieselfde sê, maar net dat jy een het vir 'n vertrekpunt. Die lewe is in die bloed. Die siel is in die bloed. En nou moet ek jou laat begin dink. God het die diere gemaak en 'n woord gespreek en die visse en die voëls en alles. Maar daar was 'n bepaalde insident wat plaasgevind het toe hy die mens geformeer het uit die stof van die aarde. En daar kom 'n bietjie meer detail in. Ons lees God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En dan lees ons hierdie woorde in Genesis 2:7. God het die mens uit die stof van die aarde geformeer en in sy neus die asem van die lewe geblaas. Luister wat het daar gebeur, so die mens dan 'n lewende siel geword. God, toe hy die mens gemaak het hy Adam gemaak. Maar nie soos die ander diere, toe's Adam op en aan die gang en daar gaat hy nie. Die Bybel sê, God het in die neus die asem van die lewe geblaas. God het lewe geblaas in Adam in. Toe pop hy ballon op. En Adam lewe. In die oorspronklike taal en in die dieper betekenis hiervan het die mens begin lewe toe God sy bloed geactiveer het deur suurstof in sy bloed te plaas. God het in die mens die asem van die lewe geblaas. Daardie woord is hemoglobien. Nou vergeet die groot woord, ons gaan later by hom kom. Dis die komponent wat asem bevat, wat suurstof bevat, wat lewe aktiveer. En God het dit in die mens se bloed ingeblaas. So het die mens 'n lewende siel geword. Met hierdie daad van God. En die dag as ek en jy vertrek na ons ewige tuiste, sê Prediker 12:7, die stof na die aarde teruggekeer het soos God het gewees het, en die gees na God wat dit gegee het. Die lewe is in die bloed. En God het hierdie lewensasem in die bloed geplaas en lewe geactiveer. Ons gaan later meer hieroor praat. Met forensiese toetse, wanneer daar nou bloed gevloei het met 'n toneel, en hulle kry nou, kom ons sê nou maar op 'n voertuig bloed, agter op 'n bakkie. Nou moet hulle bepaal, op daai droë bloed, het hulle nou bokke geskiet of is dit 'n mens se bloed? Die hemoglobien sal die storie vertel. Die hemoglobien maak die verskil tussen menslike bloed en dierebloed, behalwe nou vir al die ander goed wat bykom. En dis hierdie hemoglobien element wat weer vertrek wanneer ek en jy sterf. Dis ook in ons bloed
wat die sonde ingekom het. Romeine 12, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en so deur die sonde die dood, en die sonde tot alle mense deurgedring het, as ook die gedeelte wat ons saam gelees het, as ook Romeine 6:23. Met die sondeval is hierdie beeld van God wat hy in die mens kom plaas het, want hy het ons na sy beeld gemaak, is hierdie beeld beskadig. En die enigste manier om hierdie beeld te herstel, is om daar diep in die mens se siel te werk, waar 'n waslap nie bykom nie, en waar 'n dispre nie werk nie, en waar net die bloed van Jesus kan werk, waar net sy bloed kan bykom. Dus, waar die Here in my en jou lewe kom werk. Nou is ek terug. Ek het gevra waarom bloed, ek het dit verduidelik. Nou wil ek vir jou verduidelik daarom. Waarom het ons klaar verduidelik, nou is ek by die daarom. Hebreërs 9:22 het ons mos nou reeds verduidelik. Byna alles word met bloed gereinig, volgens die wet. Maar sonder bloedvergieting is daar geen vergifnis nie. Wat maak dat bloed vir God aanvaarbaar is? En wat maak dat daar krag in die bloed van Christus is? Wat maak dat die bloed van Jesus dieper reinig as die smet van sonde? Wat maak dat die bloed van Jesus 'n lewe kan transformeer? Ons lees in Hebreërs 9 vers 13 en 14, en julle kan dit gaan lees, ek gaan nie nou daaroor uitbrei nie, dat Christus deur sy bloed, kan jy dit glo, dat het moontlik is dat hy tot ons gewete kan reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Dat die bloed van Jesus tot in jou gewete kan werk. Wat maak dit moontlik? Wat maak dit haalbaar? Want jy sien, Jesus, wat uiteindelik die offer aan die kruis was hierdie volmaakte offer. Daar was geen sonde in hom nie. Hebreërs 7 vers 23 tot 26 verduidelik dit vir ons. Ek lees net vir jou vers 26. So 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër is as die hemele geword het. En dan gaan hy verder voort. Hoor mooi, die bloed van Jesus is nie besmet met die sonde van hierdie wêreld nie. En hier kom 'n baie belangrike ding wat ek nou wil deel, en as dit jou dalk mag verveel tot hier toe, moet jy nou probeer fokus. En al onthou jy net hierdie deel, gaan dit vir jou gedagtes aan die loop sit. Jesus was die volmaakte offer, sondeloos was hy hierdie offer. Wat het sy bloed anderste gemaak as al die ander bloed? Wat het gemaak dat sy bloed aan die kruis die volmaakte offer geword het, die vervulling van al die offers deur die Ou Testament? Wat het gemaak dat Jesus se bloed so uniek, so besonders aan die kruis was?
Hier is die verduideliking. Want Jesus het nie gedeel in Adam se sonde bloed nie. Deur Adam het die sonde in die wêreld ingekom. En daardeur word alle mense besmet met hierdie sonde. En hier is nou 'n baie interessante, baie diep saakie. Jesus se bloed was goddelike bloed. Jesus se bloed was sondeloos volmaak. Want hy moes die sondelose volmaakte offer wees vir my en vir jou. En hierdie bloed van hom wat gevloei het, kon nie besmet word deur die menslike bloed nie. Luister na hierdie wonderlike teksvers in Lukas 1:35 toe die engel van die Here aan Maria verskyn het. Let op hierdie woorde, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu en daarom sal die Heilige wat gebore word die Seun van God genoem word. Hier is nie sprake van Adam se bloed nie. Hier is nie sprake van die manlike faktor nie. Die maagd Maria sal swanger word en dit is bewerk deur die krag van die Heilige Gees wat in haar kom werk het en daardie heilige wat gebore sal word, daardie kindjie wat gebore sal word, moet jy Jesus noem, want dit is hy wat die volk van hulle sonde sal verlos. Nou gaan ons na next level toe. Elkeen van ons wat hier sit, het 23 kromosome van ons ma gekry en 23 van ons pa. Saam 46. Dis nou maar so, dis waar al jou geite en streke vandaan kom en nikke en grille, né? En die ou mense, as hy kleintjies gebore word, dan is dit die eerste wat hulle wil uitfigure, wie se neus en ore en tone, en as hy kind nou begin groter word, dan kyk hulle nou wie se hier meer, en wie se geite, en wie se dit, en wie se dat, en arme ouma en oupa kry die skuld vir alles. Want, daai kromosome, 23 van die man, 23 van die vrou, het jou gemaak. Nou sê die Here, die engel vir Maria, die Heilige Gees sal oor jou kom, Hasigelo Josef, geen manlike faktor, 23 kromosome van Maria, en aan die man se kant 0, want Christus bestaan van alle ewigheid af. Hy het aan hierdie wêreld geskape. Alles het deur hom tot stand gekom. Alles het deur hom ontstaan. Hy was reeds daar. Hy het net die menslike liggaam kom opneem. Dis al. So hy het met sy goddelikheid het hy die menslike liggaam kom opneem. My en jou DNA met daai nikke en grille en geite en looks en belangstellings en. Jou DNA is 50% van jou ma, 50% van jou pa. Hierdie heilige van God wat gebore word, wat die Seun van God genoem sal word, het die goddelike DNA in hom gehad van alle ewigheid af, nog voordat daar 'n skepping was. En hierdie goddelikheid is in Maria ingebou. Want dit moes sondeloos volmaakte bloed gewees het, wat die prys betaal aan die kruis. Wie is ek en jy? Ons is ons DNA. Ons gaan later daaroor praat, ons gaan later by daai deel van die bloed uitkom. Met die sondeval
is hierdie bloed besmet. Met die sondeval het die verlorenheid ingekom. En nou verstaan jy waarom Jesus met sy bloed moes betaal. Dit was goddelike bloed, wat vir 'n verlore sondaar 'n volmaakte offer moes bring. En nie net om my en jou te red nie, maar daardie selfde bloed moet ons ook heilig, moet ons ook reinig, moet ons ook genees, moet ons ook kom toerus, moet ons vorm. En al die wonderlike werk van die bloed van Jesus in ons lewe, moet hierdie beeld in gestalte van God in ons kom herstel en weer na vore bring. Dit wat die sondeval vernietig het. Hierdie volmaakte bloed van Jesus. Let op wat sê Johannes 1 vers 13 en 14. Hierdie offer aan die kruis, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Josef was nie betrokke nie. Niks van die vlees was daar van die menslike kant vir die manlike kant nie. Maar hy is uit God gebore. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos van 'n enige geborene, let op daai woorde wat van die Vader kom. Hy het dit met sy bloed kom doen. Hebreërs 2:14. Waarom wil hy streepie nou daar bly? Jammer vir daai ou rooietjie wat nou daar lê. Maar hy het nou op een of ander manier daar geland. Hebreërs 2:14. Het hy aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword. Sodat hy deur die dood kon nuut maak wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, en almal kon bevry, wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Let op hierdie mooi woord daar in vers 17. Ek wil net hierdie ouetjie gou hier uithaal, want hy is nou nie van plan om hier uit te kom nie. Hy streepie kan nou maar daar lê, maar is nou so, sy streepie is getrek, sien julle? Right. Vers 17. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester kon wees. En dan kom hy met daai wonderlike woorde in vers 18. Daarom omdat hy self onder versoeking gelei het. Daardie versoekings en daardie aanslag wat hy gehad het, was uit sy menslike kant, Maria se kant. Maar in sy goddelikheid het hy vir ons hierdie versoening kom bewerk. En daarom wanneer die bloed van Jesus aan ons toegepas word, sê 2 Korintiërs 5:17, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Kyk, alles het nuut geword. Ons word skoongemaak. Ons word gered. Ons word herskep deur die bloed van Jesus. Wanneer ek deel word van die liggaam van Christus, is ek dit op grond van die bloed van Jesus wat my gewas het, wat my kom skoonmaak het. En daarom is my en jou bloed staan sentraal in ons liggaam. Al jou organe, al jou weefsel het hulle plek en hulle job
en hulle is vas daar waar hulle is en hulle doen wat hulle moet doen. Maar jou bloed beweeg tussen al daai organe en weefsel en wat nog. Jou bloed hou jou aan die lewe. Jou bloed sirkuleer deur jou liggaam. Ons beweeg nou 'n bietjie nader aan vanaand, want ek is nou klaar met al hierdie baie teksverse. En nou wil ek net vir jou so fokus net skuif na vanaand toe. My tyd lyk nog alright. Laat ons net 'n bietjie fokus na vanaand se kant toe. Alles in jou liggaam word deur jou bloed aan mekaar verbind. En alles draai oor jou bloed. Julle ken daai storie as jy na die bloedsuiers toe gaan, né? Strappie. En dan puncture hy bloedsuier jou en trek bloed. Want bloed lieg nie. As jy wil weet wat in jou liggaam aangaan, dan kyk ons wat sê die bloed. Alles draai om jou bloedanalise. En ek gaan hierdie week met jou praat oor die bloed en ons gaan dit geestelik toepas. Ek het klaar van nou verduidelik hoe gaan ons dit nou deurwerk van 'n punt af. Dink net 'n bietjie oor die volgende. As jou bloed stil staan, het jy reeds gesterf. As jou bloed nie suurstof aflewer nie, sterf jy. As jou bloed sy temperatuur verloor, sterf jy. As jou bloed nie voedingsstowwe kan aflewer nie, weet jy wat is die gevolge daarvan? As jy bloed verloor, sterf jy. As jou bloed ongesond is, word jy siek. Die kondisie van jou bloed bepaal die kondisie van jou liggaam. En daarom wil hulle vir elke dingetjie onder die son omtrent bloed trek om te kyk wat sê die bloed. Want jou bloed is die inligtingsbureau van jou hele liggaam. En as ek en jy dit in hierdie week kan regkry om 'n geestelike analise te doen van ons bloed, gaan ons ook na ons geestelike kondisie kan kyk. Terwyl ek nou vir die reeks meer gaan fokus op die bloed, en ek gaan probeer om dit so eenvoudig moontlik oor te dra, gaan dit jou taak wees om self hand in eie boesem te steek en na jou eie bloed se kondisie voor die Here te kyk. Want dit wat in jou bloed gebeur, dit wat in jou bloed is en nie is nie, is die probleem, is die oorsaak van ongesteldheid. En ons dank die Here dat ons met sy bloed te doen het wat suiwer is, wat onbesmet is, wat geen sonde aan hom het nie en geen siekte het nie. Maar inteendeel kan sy bloed ook al my en jou geestelike nood op hom neem. Hy kan vir ons 'n bloedoortapping gee. Hy kan ons bloed kom skoonmaak, hy kan ons bloed kom reinig, geestelik gesproke. En daarom wil ek graag in die aande wat kom, ek is nou klaar met al die teksverse, ek gaan julle nou moeg maak met al die prentjies van vanaand af. Wil ek saam met jou na die inhoud van ons bloed gaan kyk. En ek gaan vir jou prentjies wys en ek gaan vir jou verduidelik hoe dit werk en ons gaan dit deurtrek na ons geestelike lewe toe. Mag die Here
hierdie inleidende gesprek van vanoggend, met al hierdie teksverse wat ons so deurgehardloop het met die spoed van wit lig, mag die Here iets laat vassteek in jou gemoed. En mag die Here jou vanaand terugbring om saam met ons in die praktyk te kom deel. Bid saam vir vanaand, berei jou hart voor en bid vir my vir die woordbediening en nou skakel ons oor na die praktiese kant van hierdie wonderlike diep boodskap oor die bloed. Amen. Here, dankie dat ons in hierdie oomblikke voor U kan buig. Al hierdie goed wat ons oor gepraat het, is bokant ons vuurmaakplek. Dit gaan ons verstand te bowe, ons sit elkeen in ons gemoed met meer vrae as antwoorde. En dit is net toe te skryf aan ons eie onkunde, want U het ons kunstig in ons moederskoot gevorm. U weet alles van die bloed af. Ons dink ons weet, maar ons weet ook maar net wat ons weet. Daar is nog so ver om te ontdek. En sal U asseblief deur U woord nou ons leermeester kom wees. Sal U hierdie woord van vanmôre in ons harte bewaar. Sal U ons gedagtes stimuleer. Sal U ons besig hou in hierdie paar dae met hierdie wonderlike tema, bloed. En ons dank U dat ons onsself na U toe kan bring, ons onkunde, ons eie onbeholpenheid, ons eie onverskilligheid, dat ons dit na U toe kan bring en vir U vra, kom help ons, sodat U in ons kan werk, sodat ons eerlik ook na ons eie geestelike bloedtoestand kan omsien, en ons eer U daarvoor. Amen. Ons gaan die slotlied met mekaar saam sing, as hy op die bord verskyn, en ons het die noot tot eer van die Here. Daar is krag, wonderbare krag in die kosbare bloed van die Lam. Daar is krag, wonderbare krag in die kosbare bloed van die Lam. Ere aan die Lam, ere aan die Lam, hy het sy bloed gestort vir my. Hy sal my met krag bestraal, sodat ek nooit hoef te dwaal. Daar is krag in Jesus bloed. Daar's genesing, wonderbaar genesing in die dierbare bloed van die Lam. Daar's genesing, wonderbaar genesing in die dierbare bloed van die Lam. Ere aan die Lam, ere aan die Lam, hy het sy bloed gestort vir my. Hy sal my met krag bestraal, sodat ek nooit hoef te dwaal. Daar is krag in Jesus bloed. Daar's verlossing, wonderbaar verlossing in die kosbare bloed van die Lam. Daar's verlossing, wonderbaar verlossing in die kosbare bloed van die Lam. Ere aan die Lam, ere aan die Lam, hy het sy bloed gestort vir my. Hy sal my met krag bestraal, sodat ek nooit hoef te dwaal. Daar is krag in Jesus bloed. Ere aan die Lam, ere aan die Lam, hy het sy bloed gestort vir my. Hy sal my met krag bestraal, sodat ek nooit hoef te dwaal. Daar is krag in Jesus bloed.
die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u totdat ons later vandag weer sien. Amen.